Ek het laasweek by Janko ingeval en ons het 'n bietjie oor die Amica veiling gepraat, die bulle wat hulle hierdie jaar vat. En ja, ek dink ons het 'n paar uitgehaal waar jy maar moet kyk as jy ernstige stoeteler is of kommersieel. Hierdie manne is besig om die regte pad in te val en hierso is wat Janko te sê gehad het. Janko, dankie vir my gesels. Dankie dat jy deur kan stap. Hoe gaan dit? Het gaan goed, Tinus. Was 'n plesier. Okay, Janko, kom ons klim gou hier bo op en begin ons sommer hier heel voor. Dat is jy sê, is hierdie donker enetjie se naam? 23-1. 23-1. Dit is testosteron wat jy op hierdie diere uitslaan, is daarom net iets ongelooflik, nee. As jy kyk die verkleuring, die verdonkering dwars deur en as jy nie daai breedte of daai skere is, weet jy of daai skrotum size, maar is enorm. Ja, nee, ek moet self sê die skrotums is mooi hierdie jaar. Selfs hierdie bil van vooraf, jy sê die testosteron, die manlikheid, die verdonkering. Kyk, gewoonlik maak 'n puna bietjie fyn been en hulle verloor in die diepte, maar hierdie bil het van vooraf regdeur, sy bors is oop, goeie breë rug aan hom, baie breedte agter, oop en van agter af. Ja, met goeie bespiering regdeur, goed in balans. Ek dink Baie sterk kop vir 'n puna, nee. ja, baie sterk kop. Sien jy daai kop so kyk en daai oogbanke Ja, breed in die kop. en natuurlik word hy afgerond met 'n mooi stert, wat altyd vir my nogal iets belangrik is. Maar as jy kyk hoe vol is hy nie binne in die duie Binne en buite dit, ja. dan is hy regtig ietsie vol en dan as hy 'n baie mooi topplein en 'n baie goed bespierd oor die rug. Lekker om na te kyk. Ek het self al 6 hierdie bulle self gebruik laas seisoen. Ek het al colours van hierdie bil en 'n ander 2 bulle se colours ook hierso. Hy tel regtig bitter goeie puna colours met ook kapasiteit been en ja, hy het dit. Ja. Jy sal kyk as jy volgende een, is dit 22-20. 2020, ja. Breë kop, ongelooflike breë kop. Jy sal kyk hoe sterk mooi gaan hy af in die liese, né? So as jy so kyk. Ja, vol in die lies. Bespiering is regdeur reg. Vleis, ja, vleis laag af. Goeie nekbesturing, breedte, regdeur. Ja, ek dink is ook 'n potensiële kort op die been. Kyk sy pybene. Ek dink dit is ook 'n potensiële stoetbil. Hy het ook al colours, hy het homself bewys. Ons het goed gedink om 2 van ons 4 jaar bulle aan te bied wat ons geteel het. Om ook dalk in die stoetbedryf te probeer kry. Kyk, ek pikkie het altyd net gesê, as hy kyk na 'n bil, dan sê hy kyk eers na die nekbespiering. Ek kyk haring se nekbespiering. Dan sien jy onmiddellik hoe sterk hy die nek is. Dit is regtig lekker om te sien. Dan skuif hulle sommer self reg hier na die volgende een toe. 'n miro van die pad billetjie hierdie. Dat sy 23-80. 80, ja. 'n Lekker miro van die pad billetjie. En ja, vir die manne wat hom rooi van hou. Hierso is jou kleur en dan lekker nekvel, vel regdeur. Ja. En Hoe praat hulle easy flashing? easy flashing. Hy het self gewerk, hy het sy kondisie goed gehou die bil. Goeie manlikheid. Goeie teste, sterk bene. Beweeg gemaklik. Ja, is nog 'n jong bil, maar hy wys hom klaar, hy's 'n meneer. So toe ek die instap het hierdie in my oog vang en hierdie is middle of the road. 100% middle of the road. Wel, wat is hy 117? 117. Nee, kyk dis sy breedte, sy kop. Sy saai, sy skede is vir my absoluut as ek 'n Simbra wil teel, sal ek dit so wil teel. Ja, Tinus, wat ek net kan sê van hom is ons probeer bulle teel wat kapasiteit het en sonder 'n skede en 'n vel kan hy nie kapasiteit hê nie. En hierdie bil, eintlik hy praat vir homself. Hy's 'n puna bil, hy't klaar breed in die kop. Hy't klaar bespiering, hy's verskriklik diep. Goeie sterk bene wat die puna verloor wat hy het. En ja, hy het vleis en goeie toplyn. Ek dink is 'n bil wat vir homself praat. Ja. Dink van al die beeste wat ons nou al die komplimente gegee het en goeie goed oor gesê het, is hy nog net so 'n stukkie beter op elkeen van hulle. Hy is regtig vir my Ja. middel van die pad wees. En dit is wat mens wil sien. Ja. Nou, so 'n bil wat ek self gebruik het, daai
23, 150. Dis ook een wat onmiddellik jou oog gevang en dis daai verdonkering nie. Ja, Daai verdonkering. Wat in die bul het jy besluit ek kon graag binne my stoet gebruik? Wat is jou doel? die ding is van 'n Simbra, die kwaliteit kry nie sommer in 'n Simbra bil nie. Hulle is bitter skaars. En ek dink dit kom van sy ma af. Sy pa ook, maar hy het 'n goeie ma. En omdat hy daai goeie diepte het hy lengte. Hy het lekker bene, hy's easy flashing. Ja, ek is nogals opgewonde oor sy colours. Ook 'n sterk oogpanke weer, né? Ja, nee, ek dink is 'n bil wat goed in balans is, mooi testes, ja, en daai skede weer. Die skede is maar net daai kapasiteit. Dis nou wat ons Simras voor streef. Laat ons as jy nie kapasiteit het nie, het jy nie diepte nie, en as jy nie diepte het jy nie breedte nie. En dan kom hy vleis ook laag af, so ja. As ons so kyk, soms 'n bietjie so nader my. As ons so kyk, dan sien jy vir ons almal van hulle is omtrent dieselfde size. Die enetjie wat so 'n bietjie groter is hier is, maar julle het nou reg gekry die laaste 5-6 jaar. Net daai pypbeen 'n bietjie korter te kry en Ja, 'n bietjie nader aan die grond te kry. Ja, die tipe, ja, dis baie belangrik. Wat die Simras ook nou gedoen het is ons weeg die heuphoogte en daar's 'n skaal wat hulle die heuphoogte oor vat en ons wil graag medium raambille teel en wat lekker is vir my van lot 1 tot lot 53 is almal medium raambille. Daar's nie een bil in die groot raam groep nie wat nogals lekker is. Ja. Dink jy wil nou van agteraf kyk as jy nou lekker vol is hy in hierdie dae nie. Ja, lekker. breed op die sitbene. En bitter sterk been deur. Ja. Is die been iets waarop julle nogal fokus? Dit is iets wat julle Ja, ons wil graag bene hê, want been gaan saam met diepte en kapasiteit. As jy nie daai been het nie die kapasiteit nie. So dis waar ons maar op mik, ja. Laat ons 'n goeie bil hê wat gehard is, in balans en wat kan gaan werk, ja. Jankie sê ons los die beste vir laaste. Treinlangbul. En weet jy maar gatte beskryf, maar is 'n netjies as die agtersteewe wat daar aan hom het, nee. Ja. Tieners, ja, mens steel min sulke bulle dink ek in jou leeftyd. Dit is my opinie die beste Simra bil wat ons nog geteel het hier by Jamaica. Hy is ook eintlik op die huidige oomblik die Suid-Afrikaanse kampioen by die skou. Hy is die laaste nasionale kampioen. En wat lekker was, hy was 2 en hy het al die groot bulle pak gegee. Okay, so hy junior het 'n senior pak slaag. Ja, hy's junior, toe was hy eintlik interas by die Simras ook so. Ja. Of Dis by die my is algeheel. ongelukkige lengte wat hy dra, nee. Ja, hy het goeie lengte en dan behou hy sy diepte. Kort op die pypbeen en dan het hy net vleis Dwars deur. oral, ja. Die karakter wat hy in sy kop is regtig spesiaal om te sien. En dan sien jy vleis wat hy dwars deur dra, is regtig goed en 'n baie skoon onderlyn. Ja, hy het lekker vel en dan is hy skoon ook. So hy het daai vel, dis hoekom hy die kapasiteit het. Ja, ek dink hy praat vir homself. Dit is 'n mooi boy. Hy is bitter. En hy bespiering oor die rug is iets spesiaals. Ja, en die bespiering, kyk hy's in balans, maar die bespiering is ook in balans. Dus ja, die bespiering sit op die regte plekke. En sy pa, kan net sê sy pa het regtig goed gedoen vir die Simra bedryf. Prairie het dierbulle geteel by Chris Richter. En ja, dis 'n prairie seun wat ons gekry het uit die oorspronklike prairie wat ja, sy eerste seuns kom volgende jaar op die veiling. Ons het sy colours gespeen, ek het weer 50 koeie op pad, dragtig van hom, so ja, ons het hom goed gebruik. En ja, hy het sy kant gebring.